'n nuwe Rubicon word ontbloot. Ek het Callie ontmoet, Callie Roos, by die Suid-Afrikaanse Leer College, toe hy die kapelaan daar geword het en ek 'n KS was. Voor die tyd het ek hom nie geken nie. En omdat ons baie interaksie met mekaar gehad het by die Leer College, het hy my vertel van sy geskiedenis en die pad wat hy geloop het in die weermag, tot waar hy nou weer terug is by die Leer College en terug is as 'n kapelaan. Nou, dit is 'n dramatiese verandering, stappe waardeur hy gegaan het. Daarvan af het ek Callie onthou en het ek hom dopgehou soos wat ek verder aangegaan het met my loopbaan en hy aangegaan het met sy loopbaan. En dis een van die name wat ek neergeskryf het, as gevolg van die reeks Rubicons wat hy deurgegaan het, om te gebruik eendag in 'n boek. My aanvanklike gedagte was net om 'n boek te skryf, oor ouens wat die voorbeeld gestel het, en 'n sukses aan die ander kant gemaak het. En Callie se suksesverhaal praat van self. Ek hoef nie uit te brei oor sy suksesverhaal nie. En dit is dis die oorwegende rede hoekom ek Callie gevra het om deel te neem aan my Rubicon projek. Want Rubicon gaan oor suksesverhale, mooi verhale, nie negatiewe verhale nie. Dit gaan nie gepaard met politieke uitsprake nie. Dit gaan gepaard met persoonlike oortuiging en waarna toe jy wil gaan en of jy dit bereik of nie. Ek glo nie ons bereik dit ooit volledig nie, want elke dag wat jy opstaan is 'n nuwe dag en 'n nuwe tree wat jy vorentoe gee. En dit is die mense waarmee ek graag vereenselwig wil word. Toe ek my diensplig gedoen het, wou ek ook na die spesiale magte toe gaan. So ek was daai tyd in die Valskermbataljon. Ons was baie bevoorreg, jy weet, Savannah het op ons pad gekom en dit was die tweede jaar en jy het so half op 'n hoogtepunt klaargemaak. Maar in die aanloop tot dit het ek nooit gedink ek gaan 'n soldaat wil wees nie. Inteendeel, in die begin van my diensplig was dit was meer van die pad van die minste weerstand. My adviseurs voor die weermag het my gesê, wat jy ook al doen, hardloop in die bondel, moenie voorhardloop nie. Moet nooit jou hand opsteek nie. Jy weet, middelmatigheid, dis waar jy speel. En ek het stadig maar seker agtergekom, maar dis nie ek nie. Intussen het ek ook noem dit 'n roeping of 'n begeerte gehad om teologie te gaan studeer. En ek het geweet ek moet universiteit toe gaan. Ek het geweet dit wag vir my. En ek het hierdie spanning binne in my van, maar ek wil ook soldaat wees. En toe het Hannes Venter op 'n stadium ons pad gekruis as 'n valskermkompanie. Hy was net klaar met sy spesiale magte opleiding en hy het ons as valskermkompanie beter gemaak as ek dink meeste ander valskermkompanies, want hy dra toe al daai spesiale magte kennis en ervaring draai toe oor na ons toe. So as 'n dienspligtige het ek hierdie honger gehad om in daai spasie in te beweeg, maar ek moes ook hierdie keerpunt besluit te neem van, bly ek in die weermag, word ek 'n spesiale magte soldaat of gaan ek uit en gaan swat en word iets anders. Ja, en toe wen die swattings eers. En inteendeel, ek het nie geweet daai tyd, daar was 'n eenheid met, jy weet, eers met die naam van 2 verkenningsregiment nie. Hy was in 1974 gestig, hierdie is einde 75. So alles is onbekend. En toe dit aan my bekend word, eerste, tweede jaar universiteit, toe steek ek my hand op vir spesiale magte. Met ander woorde, ek kry toe amper vanuit my studies en vanuit daai wêreld 'n kans om daai tree terug te gee na iets toe wat ek wou doen. En ek dink op daai stadium was dit net vir my verskriklik belangrik om daai lus toe te maak. Wat sou agter dit sit? Is dit iets wat jy wou bewys? Nee, ek dink nie dit was dit nie. Ek dink my liefde vir die weermag, as jy wil, en om soldaat te wees, en daai later in my lewe, jy weet, Wynand, ons het, ek praat nie ligtelik hieroor nie, maar daar's rekkies wat daarvan gehou het om te spring, en daar's ander wat in die see rondgeswem het, maar ek het in die bos thuis gekom, die bosding was my ding, jy weet, en toe ek hierdie blootstelling kry van bos, het het my net ingesluk, en ek het net geweet, maar dis wie ek bedoel was om te wees, en my lewensreis gaan
gaan nie sinvol wees as ek dit nie kan doen nie, kan klaarmaak nie. So, vir my word dit toe die beste van twee wêrelde. Ek het dit gedoen en ek het terselfdertyd aangaan my studies. Dit was nie altyd maklik nie. Maar dit het my volgemaak aan die binnekant. So ek dink dit was swaaf die inherente dryf en motivering en 'n liefde. 'n Liefde vir in my geval vir die bos, vir die natuur. Die goed wat ons gedoen het rondom spoorsny in oorlewing en klein taktiek was vir my die lekkerste goed wat daar was om te doen. En ek het net daarin opgegaan en daarin gefloreer, want jy kom tuis, jy trek die baadjie aan van die plek waar binne jy moet funksioneer en moet oorleef. En dis wat dit vir my spesiaal gemaak het. So in 1973 gematrikuleer, toe kom diensplig, by een valskermbaljon, lekker tyd van my lewe, 2 jaar gedoen, en daarna, jy weet, universiteit toe, en toe die geleentheid, om by die spesiale magte van daai tyd, die verkenningskommando's betrokke te raak, en deur daai hele siklus gegaan van opleiding, en dit word 'n goeie deel van my lewensverhaal vir seker so 8 jaar. Daarna het ek gaan, jy weet, werk in 'n eerste gemeente, in vereniging, en toe 'n beroep na die kapelaansdiens toe, Tempi, Bloemfontein, en toevallig weer terug na een valskermbaljon toe, wat my moedereenheid was. Goeie 6 jaar gehad, was 'n lekker tyd, en toe geskuif Leer College toe, wat 'n opleidingsinstansie was vir die senior studente, junior en senior bevel en beheer opleiding, opleidingsgeleentheid. En die 3 jaar wat ek daar was regtig verrykend in terme van jy weet die geleentheid aan leierskap en operasionele goed, beplanningsprosesse, was 'n goeie investering. Daarvandaan Leer hoofkwartier toe, waar daar 2 goed gebeur het. Ek was die adjunkt-direkteur van die kapelane in die Leer, maar ek was ook verantwoordelik vir die deeltydse mobiele magte, saam met ouens soos Roland de Vries en die hele konsep van, jy weet, mobiele oorlogvoering het 'n integrale deel geword van my verstaan van jy weet, oorlog en manoeuvrering en die mobiliteit en dit was baie verrykend. Ek het generaal Meyering uitgenooi om deel te neem aan die Rubicon program, omrede die generaal 'n sterk invloed gehad het op my loopbaan en my lewe in die militêr. Ek het generaal Meyering ontmoet, toe was hy 'n brigadier, die bevelvoerder van Kommandoement Witwatersrand. Nou ek praat nou van hier in die vroeg 70 seker, generaal. En daarna het die generaal se loopbaan en my loopbaan baie spore gekruis. Ons het mekaar ontmoet weer in Swagebietsmag, toe die generaal, die bevelvoerende generaal van Swagebietsmag was. Daarvan af is die generaal Limpopo toe, of die ou dae se Pietersburg, en die kommandementsbevelvoerder geword van Verre Noord. Ek het die bevelvoerder geword van Sewesaai, en daar het ons baie interaksie gehad, die generaal en myself. Die generaal het baie sterk gestaan in sy loopbaan op bevel en beheer. Daar was nie afgewyk na links, en daar was nie afgewyk na regs nie. Bevel en beheer was sy sterkpunt. En die mooi pad wat die generaal geloop het, en die mooi stories wat hy het om te vertel, en ek dink verskeie Rubicons wat hy moes kruis in sy lewe, het ek hom uitgenooi om deel te wees van die program. En generaal, is vir my 'n besondere voorreg dat u ingestem het en bereid is om hierdie opname saam met ons te doen. Baie dankie. Plesier, Wesley. My naam is George Meyering. Ek was die hoof van die weermag en ook die hoof van die nasionale weermag. Omdat dit al unieke aanstellings was wat ek nie dink wat baie vinnig weer sal gebeur nie, is dit vir my, het ek vir my self besluit ek moet dit te boek stel, wat ek toe gedoen het. Jy weet, ek het in 'n klein dorpie groot geword. Ek het op 'n plaasskool toe gegaan, kaalvoete gegaan, dubbeltjies geloop, sulke tipe dinge gedoen. En die dorp toe gegaan, na Koshuis toe was staan het 6 nog
hoërskool toe gewees. Ag, laerskool gewees, eers staan 7 hoërskool toe. My oupa en ouma het in die dorp gebly. Maar ek kon nie by hulle gaan bly nie. My ma en pa het gesê, nee, jy gaan koshuis toe. En dit was my verskriklik. Want as ek uit die huis uit, ek is onder 'n vreemde omstandighede, en omstandighede waar jy jou insout, jy is 'n sot, en jy kan nie doen wat jy wil nie, wat jy gedoen het altyd nie. En dit was vir die eerste ruk vir my verskriklik sleg geweest. Maar met loop van tyd was dit toe nie so erg. Toe ek die volgende jaar was ek toe nie meer 'n sot nie, en ek kon sien dat dit nut gehad het dat 'n mens deur so 'n proses moes gegaan het. Nou, dit was die eerste keer wat dit met my gebeur het. Die tweede keer was toe ons nou universiteit toe moes gaan. Want op hoërskool, so ek sê ek en een ouetjie het wat Latyn geloop het, was al wat nog Latyn geloop het, wat Latyn moes skryf vir matriek. En in Latyn se eindeksamen is dat dele wat jy moet doen. Ene wat hulle noem, ons het dit deur medium Engels gedoen, was aansien. Jy kry 'n stuk Latyn, maar jy moet na Engels toe vertaal. Jy kry 'n stuk Engels om jou Latyn toe vertaal. En ons goed was so dat jy dit het partymal nie 'n sin gemaak, die Engels het nie 'n sin gemaak as ons geskryf het nie. Maar toe vir Kotie so sien sit en skryf, en ek sien maar hy kan hom iets en dan moet ek ook iets weet. Toe gaan ons aan en ons skryf dit en ons het 2 punte van die skoolsaal gesit en ons het Latyn deurgekom. En toe is hy weg, hy het Potchefstroom toe universiteit toe gegaan, ek is weg, ek het universiteit vir Oranje Vrystaat toe gegaan. En daar weer eens, toe ons daar kom, toe was ons in 'n eerstejaars koshuis geplaas, waarvan ons niks gehou het. Die senior studente het ook nie baie van ons gehou nie, want hulle is toe net daai jaar wat hulle die ontgroening in die koshuise gestop het, in die universiteitsterrein gestop het. En ons moes dit ontgeld. Maar met loop van tyd het dit beter gegaan. Ek het nie geweet wat ek moet loop nie, ek het gesê ek gaan maar BSc loop. En toe, het ek op myself sê, maar as ek wil BSc moet ek met een van die vakke aangaan, ek kan nie net BSc kry nie. Sê ek goed, ek wil met fisika aangaan. Maar as jy met fisika wil aangaan, dan moet jy wiskunde 3 hê. En my tweede jaar wiskunde, het ek op 'n stadium met toets geskryf wat ek totaal uitgeblank het, en 2 van ons het 0 gekry, ek was een van hulle. Ek het gedog, koek, hier kom, ek gaan nou huis toe. Gelukkig had die professor, hy was A.P. Malan, ons het hom Aap genoem, natuurlik A.P. Malan, en hy het ons die toets laat skryf, maar ons het hom net deurgekom. En die derde jaar toe gaan inskryf, vir Fisika 3, toe kyk hy my so aan en sê, Myron, is jy weer hier? Lach hy weet. Dit is nou 'n baie goeie aanmoediging vir my wat ek wil aangaan. In ieder geval, ek het aangegaan, ek het 'n beurs gekry, ek het fisika honeurs gedoen. As gevolg van my beurs moes ek by Landbou Tegniese Dienste gaan werk, waar ek by wie ek die beurs gekry het. Ek is terug in die universiteit toe, ek het eers 'n junior lektor gekry en toe tydelike lektorskap gekry. En nogal dit interessant gevind. Gedog, dit is miskien my loopbaan vorentoe. Gelukkig vir my, wat ek nie geweet het toe nie, het 4 van ons wat in die Landbou Tegniese Dienste was, aan die weermag kommando gaan deelneem aan die brandwagpeloton. En ons het 'n ou gehad daar wat baie opgenome was met die weermag. Hy was 'n prokureur in Bloemfontein. Hy het self besluit hy gaan Stanamag toe. En toe daarna besluit word dat wie gaan nou die lektorskap kry by fisika. En my kollega dit gekry het ek vir hom 'n brief geskryf, 'n telegram gestuur sê hoe sluit ek by die weermag aan. En dit was 'n impulsiewe optrede. Ek weet tot vandag toe nie hoekom dit gebeur het nie, maar ek het dit gedoen. Gedog daar gaan niks van kom nie. Telegram gekry, gesien dat in die telegram sê ek moet hom Tempi toe vat, dan kry ek 'n treinkaartjie op Pretoria toe eens geweet waar is Pretoria nie. Voor keerraad verskyn, 3 maande later aanstelling gekry, ek is in die weermag. En ons het die elektroniese oorlogvoering begin in die Suid-Afrikaanse leer. Meeluistering in die begin en so aan. Op die grens ontplooi
Dit was baie lekker. En terwyl dit nou so baie lekker was, ek verplaas weer na 'n ander eenheid. So weer 'n slag nie aan 'n plek waar ek nie baie van gehou het nie. Maar met loop van tyd het reg gekry om self deur middel van genade dit reg te kry om dit te aanvaar en dit te kan doen en my te kan beter te maak daar in daai pos. Uiteindelik kom ek met Witwaters randbevelvoerder geword. Daarvanaf is ek by logistieke eenheid gewees. Daarvanaf is ek aan en ek is adjunkt hoof van leer geword. En terwyl ek intussen tyd hoof van leerstaf logistiek was ook. En ek was generaal Geldnys se eerste adjunkt hoof van die leer. Dit was baie moeilik, want ek moes die leer dryf en hy was omtrent nooit daar nie. En toe stuur hulle my Suidwes toe. En dit was nou nie meer, dit was nie 'n slegte ding nie. Dit was 'n baie lekker ding. En ons het ingestap in 'n operasie in, dat ek moes draai met wat troepe en 'n beplanning wat reeds gedoen was. Operasie Askari was besig aan die gang te kom. En ek moes van die begin af daai ding so maak dat hy gewerk het. En hy het gewerk, hy het baie goed gewerk. En daarvanaf het ons 'n hele paar operasies gedoen in Suidwes self. Baie in Angola gedoen.